God en Heilige Vader. Here, U wat vanmôre op die punt staan om U woord te bedien, Here, dat die Heilige Gees, die Gees van God, sal beweeg van sitplek na sitplek. Here, laat die mense opnuut bemoeienis sal maak met die waaragtige God. Here, silf my onvermoë, my lippe. Here, laat ek op die agtergrond verdwyn. Here, laat die Heilige Gees, die Gees van God, op die voorgrond sal wees. Here, ek bid vanmôre, Here, laat hierdie woord nooit ledig sal terugkeer nie, maar die Heilige Gees hierdie woord sal nat maak. Om Jesus se heilige naam. Amen. Ek wil vanmôre bedien oor Saggeus. Maar net voor ek bedien oor Saggeus, wil ek julle net gou 'n klein staltjie vertel, 'n ware verhaal. Hier is 'n miljonair uit die mooiste karre gery, seker in die land. Maar daar was 'n arm klein seentjie en sy ma wat by hulle gebly het. Hulle was bywoners op sy plaas. En op 'n tyd toe hierdie ou man by die hek stop met hierdie Porsche, het hy so 'n groot rooi appel in sy hand. En hy vryf hom so op blink. Hy sê vir hierdie klein seentjie, ek sal vir jou hierdie appel verniet gee, as jy vir my kan sê waar Jesus is. En die klein seentjie haal so 'n klein verlekte appeltjie uit en hy vryf hom so met sy hempie blink. Hy sê, ek sal vir jou my appeltjie gee, as jy vir my kan sê waar my Jesus nie is nie. Vanmôre is my Jesus in hierdie kerk. Ons beweeg ook na 'n kort mannetjie toe. Saggeus. Ons begin by Lukas 19, die eerste 10 verse. Ek gaan dit net met u behandel. Saggeus was uit die hooftollenaar. Maar hy was 'n baie groot skelm, groot sjaak, uit mense bedrieg, uit hulle geld uit beroof. Maar Saggeus hoor op 'n stadium van Jesus. En hy sê, ek wil Jesus ontmoet, maar hy beer hom so tussen die skare deur, maar omdat hy so kort van gestalte is, hierdie kort mannetjie, en ek meen, hulle is reus, jy is lyk of hulle vir die Springbokke soorte kan speel. En nou baan hy hom so ding se deur die mense en hy hardloop na 'n wilde vyeboom. En hy klim in hierdie wilde vyeboom en hy weet Jesus moet hierdie pad langskom. En Jesus gewaar hom, hy sê vir hom, Saggeus, vandag gaan ek by jou huis aan, ek gaan by jou maaltyd hou. Maar Saggeus is baie opgewonde, Here sê vir hom, klim uit die boom, en hy spring nou uit, baie excited. Ek meen, hoeveel van ons wil graag daai voorreg hê, en dat Jesus 'n maaltyd saam met jou moet hê in jou huis. Ek kan al sien hoe die viljoens rondhardloop en rondspring en alles reg kry. Ek meen, hoe meer hy in die geselskap kom van Jesus, hoe meer besef hy die teenwoordigheid van Jesus. Dit was Jesus se laaste pitstop. En hy sê vir Jesus op 'n stadium, Here, ek wil die helfte van my eiendom wat ek besit, wil ek weggee aan die armes. Here, maar ek wil ook 4 keer meer teruggee van wat ek gesteel het van die mense. Ek het mense belieg, ek het mense bedrieg, ek het mense beroof, ek was skelm, maar ek wil graag 4 keer meer vir hulle teruggee, wat ek van hulle gevat het. En Jesus se woorde is, daai dit publiek gemaak het. Toe sê Jesus, vandag is jou huis gered. Want jy is ook die seun van Abraham. Jou huis is gered. Hoe wonderlik is dit, as die Here, as jy
in oortuiging kan sê, Here, ek was verlore. I was lost, but now I'm found. En jy kom na Jesus toe en sê vir hom, Here, I surrender it all. Here, ek gee alles vir U. As ek na my lewensverhaal kyk, is hy seker so dik soos die geel bladsye. Maar die Here het my vergewe vir elke daad, vir elke misdaad, vir elke misdrijf wat ek begaan het in my lewe. Ons was almal op 'n stadium verlore, wat hierso sit vanmôre. Maar dan kom 'n dag en 'n datum en 'n tyd in jou lewe wat jy sê, Here, ek het U nodig in my lewe. As ek kyk na Lukas 15, en Jesus het altyd die gelykenis daar gemaak, hy het gesê, ek is die seun van die mens, of ek is die goeie herder. Daar was 'n skaapherder wat sy skape uitgelei het, en hy kry 99 skape, maar sy een skaapie is weg. En hy gaan in 'n soektog en hy begin soek na sy verlore skaapie. En op 'n stadium, toe kry hy die skaapie en hy tel so oor sy skouers en hy dra hom so na die res van die trop toe en hy sit die skaap daar neer. Maar hy sê vir sy vriende, hy is baie opgewonde en bly, hy sê vir hulle, ek het die verlore skaap gekry. So kan ons ook kyk na die vrou wat die munt verloor het, die muntstuk. Sy het 10 munte gehad, maar in een van haar pennings het sy verloor. En sy maak haar deur toe en sy begin vee onder die kaste, onder die mat en sy vat alles weg. Tot sy daai verlore penning gekry het. Toe weet sy aan haar vriendinne, ek het die penning gekry. As iemand in jou huisgesin gered word, dan is daar opgewondenheid in die hemel. Amen. Ek het my pa in die hemel, hy het sy hart oorgegee. Ek het my vrou tot die Here gelei. Ek het my man tot God gelei. Dan gaan ons verder in Psalm 15, kyk ons na die gedeelte van die verlore seun. Hy sê op 'n stadium, Pa gee alles wat aan my behoort wil ek hê. In daai tyd, as jy jou erfdeel wou gehad het, dan is dit so goed of hy hom wil hy's vir meer werd in sy dood as lewend. Sy pa gee vir hom wat hy wil hê. Hy gee vir hom. Hy gaan verkoos al sy geld, al sy bates, al sy status, met drank, hy oreer, al die losbandige lewe wat hy lei. Hy eindig op in die vark ook. Toe hy tussen die varkpele is en hy besef, my pa se werkers het kos, maar kyk, hoe swaar kry ek? Ek het nie eens reg my varke se kos te eet nie. Hy sê, ek sal teruggaan na my vader toe. Is my wonderlik om te sien hoe hy teruggaan en sy vader omhels en vir hom 'n ring in sy vinger sit. En vir hom 'n nuwe kleed gee, skoene van sy voete sit. Vir hom die goue, vir hom die sy kalf gaar maak, en hulle, daar word fees gevier, want die verlore seun het huis toe gekom. As ons later vanmôre aan hierdie nagmaaltafel gaan sit, dan moet ons een ding besef. Ons was almal verlore, maar vandag het ons die genade gekry om hierdie tafel te kan deel wees, om hier te kan wees, in die teenwoordigheid van die lewende God. Hy het sy seun geoffer vir ons. Dit was 'n dierprys. As ek kyk na
Lukas 7 vanaf die 36ste tot die 50ste vers. Jesus gaan na die huis van Simon. Simon nooi Jesus uit. Kom hou by ons maaltyd. Kom eet hier in my huis. Maar daar was ook 'n vrou in die dorp. Een van daai vrouens wat op die hoeke staan. Maar sy hoor Jesus is ook daar. Sy vat 'n albasterflesie saam met haar. Maar die oomblik toe sy Jesus sien, staan sy voor die voete van Jesus, maar die trane vloei. Haar trane huil sy nat op Jesus se voete. In daai dae het hulle sandale gedra en in die stof geloop. Maar soos wat haar trane vloei oor die voete van Jesus, maak sy haar hare los. 'n Vrou daai tyd haar hare net losgemaak vir haar. Maar sy kniel voor die voete van Jesus. En sy soen die voete van Jesus. Soos wat sy die voete van Jesus soen en Jesus se voete droog maak met haar hare, dink Simon so by homself, as hy 'n profeet was, sou hy geweet het wie aan hom raak. As hy 'n profeet was, sou hy dit kon opgetel het. Jesus sê, Simon, as egter een ding wat ek jou wil sê. Hy sê die meester spreek. Hy sê daar was 'n man wat geld voorgeskiet het. Vir een het hy 500 pennings, het hom 500 pennings geskuld, en dan 51. Simon sê vir my, wie dink jy sou die dankbaarste gewees het? Hy sê, Here, ek veronderstel die een wat die meeste geskuld het. Dat sy skuld nou kwytgeskel is. Hy sê, dit het jy opreg geantwoord. Dit het jy waar geantwoord. Hy sê vir hierdie vrou, jou sonde was baie, maar hulle is vergeet. Hulle is vergewe. Amen. Ek het jou vergewe. Maar hierdie tollenaar in sy huis, ek meen hy het minder sonde gehad. Maar as gevolg van sy hoogmoed, was sy sonde nooit vergewe nie. As ek kyk, vanoggend toe Saggeus daar in die boom sit, toe die seun van God af verbyloop, en hy sien Saggeus daar in die boom. Toe weet hy, dis 'n ongeredde mens verras het. Hy het nie sy hart en sy lewe oorgegee nie. As hy nou moet sterf, is hy verdoem. Maar een afspraak met Jesus en sy hele lewe verander. Amen. Een afspraak. Die oomblik toe Jesus sê, vandag gaan ek saam met jou maaltyd hou. Hoe wonderlik moes dit gewees het, toe hy die hartsoortuiging in sy hart gekry het, en gesê het, ek moet regmaak wat ek verbrou het. Nou hy sy belydenis gemaak het, en Jesus sê, jou rekening is vereffen. Amen. Jou rekening is betaal, ten volle. Hierdie huis het tot redding gekom. Ek is seker hier is 'n paar huise wat vandag tot redding wil kom. Wat kan uitroep en kan sê, Here, ek het u genade nodig. Die Here sê, my genade is vir jou genoeg. As ek moet kyk waar ek was in my lewe, is dit genade dat ek hier voor gaan staan.
Maar is wonderlik dat die Here die grootste sondaar is, kan bevry. Die naam Saggeus staan vir sagmoedig en eerbaar. Hy vir baie jare was hy nie sagmoedig en eerbaar nie. Maar elke keer as hulle hom aangespreek het as Saggeus, het hulle aangespreek sagmoedigheid en eerlikheid. Het hulle geproklameer oor sy lewe. Tot Jesus in sy lewe instap. En hy word eerbaar en sagmoedig. Jesus wil vanmôre ons moet kan submit. Jy kan sê, Here, I surrender it all. Here, ek gee alles oor aan U. Here, ek wil niks terughou nie. Here, wat ek ook al aan mense gedoen het. Here, ek vra vir U genade, vir U barmhartigheid, vir U liefde. As ons vandag aan hierdie tafel gaan sit, en jy het 'n wrok teen iemand, en jy kom sit aan hierdie tafel, dan het jy 'n oordeel oor jou. Ek glo nie een van ons wil 'n oordeel, 'n vloek oor ons hê op die nagmaaltafel. Ons moet skoon en heilig wees as ons aan hierdie nagmaaltafel sit. Daarom sê ek vanmôre, Here, hier waar ek staan, trek ek 'n kringetjie. Here, begin by my. Nie by iemand anders te begin, Here, begin by my. Here, ek is die herder. Begin by my. Wat dinge nie reg is nie, Here, sny dit af. Wat dinge nie kosher is nie, Here, maak dit kosher. Here, ek kan nie in 'n bediening staan en my gedagtes is nie skoon. My gedagtes is nie van U. My gedagtes is onrein. Ek moet met 'n rein hart hier kan staan en die woord kan bedien. Want dis waarvoor ek hier is. Ek is nie hier om my skape te mislei nie, ek is hier omdat ek die opdrag van die Here gekry het om 'n herder te kan wees. Vandag kan ek sê ek is dankbaar teenoor God dat ek Jesus se voete kan wees, dat ek sy hande kan wees, dat ek sy oë kan wees, sy ore kan wees en die woord kan verkondig. As ons nou vanoggend aan hierdie nagmaaltafel staan, moet ons weet wat ons weet. Die Here het vir ons 'n baie duur prys betaal. As ek vat hoe hy gegeesel was. Die Bybel sê sy liggaam het gelyk soos 'n geploegde land. Jy kon sy longe sien asemhaal. Hy was onherkenbaar vernietig. As jy oor daai fliek gekyk het, Passion of Christ. Dis 'n filletjie. Die werklike weergawe. Hoe Jesus vir ons gesterf het. Iemand vra op 'n stadium vir my, pastoor, dink pastoor nie God is wreed nie, dat hy sy seun gegee het. Ek sê as jy dit in die regte konteks in sy kyk. As hier gewapende mans hier instorm en hulle wil jou skiet. En ek spring voor die vuur in en hulle skiet my. Dan het hy my lewe gegee vir jou. Maar as ek my 3-jarige seentjie op my skoot sit, 'n onskuldige seentjie, en dan kom om jou te skiet, hy vat my seentjie en hy gooi hom voor die vuur. Dan skiet my kind, onskuldig, om jou lewe te red. Onskuldig het Jesus gesterf, om ons lewens te red. Jesus het 'n verskriklike prys betaal. Dat ons vandag die voorreg kan hê om deel te kan wees van hierdie nagmaaltafel.
dat ons deel kan wees van sy liggaam. Jesus het gesê, dis my liggaam wat vir julle gebruik sal word. Eet, ek wil julle moet deel hê om my liggaam. Jesus het gesê, die aand, hierdie is my bloed, wat vir julle gaan gevloei word. As jy hiervan drink, dan het jy deel van my liggaam. Amen. Ek wil vanmôre hê, as ons hierdie nagmaal bedien, dan moet ons dit bedien met uiterste respek. As jy vanmôre vir my sê, pastoor, ek het iets wat ek moet regmaak. Here, ek kan nie in hierdie nagmaaltafel sit as ek nie my broer vergewe of my man vergewe of my sussie vergewe het of wie ook al vergewe nie. Dan jy vanmôre die kans om op te staan vir my te sê, pastoor, voor ons nagmaaltafel toe gaan, ek wil bely, ek wil regmaak. Is hier iemand wat vanoggend wil regmaak? Voor ons aan die nagmaaltafel sit? Is hier enige persoon? Ek gaan vir 'n tweede keer vra. As jy seker is jou saak en jou lewe is reg, jy het geen verwyte nie, jy lewe 'n heilige en opregte lewe, dan wil ek hê ons moet na die nagmaaltafel toe beweeg. Anders Marianne, kan jy nou met my help met die nagmaal? Amen.